Daniel Kolenda het een keer gesê, those who forever seek the will of God get run over by those who actually do it. En dit is so 'n profound statement wat hy gemaak het, want wat hy gesê het is, ouens, jy moet 'n dader van die woord wees. Moenie altyd daar sit en wonder wat's God se wil nie. Wees die persoon wat gaan soek wat God se wil is en doen wat God se wil is. Wanneer jy 'n dader van die woord van God raak, dan sal jy die krag van God in jou lewe sien manifesteer. Reinhard Bonnke het altyd gesê, God goes with goers. He does not sit with sitters. Ek en jy moet 'n hoorder van die woord wees en 'n dader van die woord wees, sodat die krag van God in ons lewens gemanifesteer kan word. Weet Jakobus 1 vers 22 sê, iemand wat die woord van God hoor en dit nie doen nie, is soos 'n persoon wat homself in die spieël kyk en omdraai en totaal al vergeet hoe hy lyk. Jy's identiteitloos, my vriend. Jy hoor die woord van God, jy doen nie die woord van God nie, jy loop weg, jy het nie 'n klou wie jy is nie. Jou identiteit lê in wie God sê jy is. Jou identiteit lê as 'n seun of 'n dogter van God om te doen wat hy vir jou gesê het jy moet doen. En baie mense kom na my toe en sê, Picard, bid vir my vir hierdie, bid vir my vir daai, bid vir my vir daai, asof ek die persoon is wat God se arm gaan draai en dan gaan goed begin skuif in hulle lewe. Nee. God wil met jou 'n verhouding hê. God wil jou ken. God wil 'n pad met jou stap. Dis nie ek en is die mediator nie. Die Bybel sê daar's een mediator tussen mens en God en dit is Jesus Christus. En jy het Jesus aangeneem of jy volg Jesus of sê jy glo Jesus en jy sê jy het die gees van God gekry. Daai gees wat God jou gegee het, sê die Bybel, is dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daai gees woon in jou. Daai gees het 'n lewelose liggaam uit die dood uit opgewek en dit woon in jou. Die krag van God is in jou en is deur jou beskikbaar. Handelinge 1 vers 8 sê, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, gaan jy krag ontvang. Jy ontvang krag, die dunamis power, explosive krag van God wat in jou kom woon. En jy moet 'n keuse maak wat jy met dit gaan doen. Jy weet, as 'n ou wat daai storie Reinhard Bonnke vertel en sê, dit help nie jy werk in 'n seepfabriek en sê, maar omdat ek in 'n seepfabriek werk, is ek skoon nie. Dis eers wanneer jy die seep vat en begin aansmeer, wanneer jy werklik skoon begin kom. Net so ook, dit help nie jy praat oor die woord van God, en jy gaan by die kerk, en jy het die home cell, en jy bid by die huis, maar jy vat nie dit wat jy gelees en gehoor het, en pas dit toe in jou lewe nie. Heilige Gees het een keer vir my gesê, as jy wil sien wat Jesus gesien het, dan moet jy doen wat Jesus gedoen het. Want wanneer jy die woord begin toepas, jy sit dit in aksie, dan spreek dit, dat dit wat my hart glo, is 'n waarheid. En omdat ek hierdie glo, gaan ek hierdie doen. Jy word nie gered deur al die goeie werke wat jy doen nie. Jy word gered vir goeie werke. Efesiërs 2 vers 10 sê, we have been created beforehand, before the foundation of the world, beforehand, we've been created for good works that God has prepared for us so that we might walk in them. God het goeie werke lankal vir my en jou voorberei, sodat ek en jy net in dit kan stap. En die oomblik wanneer ons ja sê vir dit, en ons begin hoor die woord, en ons pas die woord in ons lewe toe, dan sal jy sien hoe daar radikale verandering in jou lewe kom, omdat die krag van God, deur die woord van God, gaan manifesteer in jou lewe. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat ons vandag U woord kan hoor, dat ons vandag U woord kan glo, en dat ons U woord kan doen. En Here, ek bid, dat U ons sal help, ons bemagtig en bekragtig, om ja te kan sê vir dit wat ons lees, dit wat ons hoor, en dat ons sal toepas, dit wat ons gehoor het. Dat ons nie net sê, ja, ons een oor in, ander oor uit nie, maar dat ons werklik sal glo wat U sê, en doen wat U sê, sodat ons kan sien, dat dit wat U gesê het, 'n totale realiteit in ons lewe raak. In Jesus se naam bid ek dit.